O Here onse God, in hierdie week het ons heeltyd besef dat ons besig is om 'n baie heilige tyd te herdenk. Dat ons die heeltyd besig is om as dit ware saam met U 'n tree nader te gee aan Golgotha. En vanaand is ons saam met U ook om die tafel. Om ons sien ons medevolgelinge, U ander disippels. En ons is vanaand hier om die Paasmaal, die nuwe Paasmaal, saam met mekaar en saam met U te vier. Ons wil uit U hand uit die nagmaaltekens ontvang. Ons wil deur U Gees aangeraak word. O Here, ons wil onthou. En ons wil nie net onthou dit wat U gedoen het nie, maar voor dit wil ons ook ons eie stikkindheid, ons eie sondigheid en ons eie kleinheid opnuut onthou. Want dis wanneer ons dit besef en ons dan U goedheid en U liefde beleef, dat die werklike diepte, die werklike ingrypendheid van U genade vir ons duidelik word. En daarom bid ons, Here Jesus, in U lyding kom soek ons troos in nood. Ons kom smeek om U bevryding van sonde, straf en dood. O Jesus in U lyding, God skep die heelal aan die begin van tyd. En sy bedoeling met die skepping was harmonie en heelheid, balans, met ander woorde, die vrede, die shalom van God. Hy wou gehad het dat mense in harmonie en intimiteit met hom as hulle skepper sal leef. Dat mense heelheid in hulle self sal ervaar, dat hulle in harmonie en vrede met mekaar sal leef, en dat hulle ook harmonie met die skepping
sal ervaar. Maar so het ons in die lydenstyd gesien, het die sonde, die mens se behoefte om sy eie God te wees, en homself te wil besluit hoe hy sal leef, het daardie sonde gekom, en hy daardie harmonie stikkend gebreek. Soveel so, dat die mens nie meer in die paradys wat God bedoel het, kon bly leef nie. Die mens moes oos van Eden gaan bly, op 'n ander plek as wat God hulle bedoel het om te wees. En alles het begin verkeerd loop met een happie van 'n vrug van die boom in die middel van die tuin. Maar het ons ook gesien, God het deurlopend probeer om daardie verhouding te herstel en mense weer terug te bring na waar hy hulle bedoel het om te wees. Hy sluit die verbond met Abraham en hy beloof selfs dat hy self die verantwoordelikheid sal vat vir beide kante van hierdie verbond. Ja, hy sal vir Abraham 'n nageslag gee. Hy sal vir Abraham die land gee. Hy sal vir hom en sy nageslag 'n God wees en hulle moet vir hom 'n volk wees. Maar selfs as Abraham en sy nageslag nie hulle kant van die verbond sou nakom nie, dan sal God steeds bereid wees om te doen wat nodig is om sy bedoelings te laat deurbreek. En dan, 'n paar 100 jaar na die verbond met Abraham, dan bevind Abraham se nageslag hulle in Egipte, in uiters moeilike omstandighede. Hulle het slawe van die farao geword. Hulle maak stene, bou piramides en paleise, voorraadstede, sodat die magtige ryk van Egipte al sterker en sterker kan word en die farao al meer en meer die vermoë sal hê om te onderdruk en met mag te beheer en te regeer. En vir die volk, vir Abraham se nageslag, is elke dag soos die vorige dag. Opstaan, stene maak, gaan slaap. Opstaan, stene maak, gaan slaap. Dis 'n eindelose sirkel van wanhoop, totdat mense uiteindelik in hulle nood ten hemele skree. En dis waar ons Abraham se nageslag vind, aan die begin van die boek Exodus. Sonder hoop, en hulle hulp geroep, wat van die aarde af na God toe opklink. Maar iets is op die punt om te gebeur. En dit begin vanaand. Vanaand gaan dinge anders wees. Vanaand gaan hierdie hele ryk tot in sy fondamente geskit word. Vanaand gaan die magtige Egipte magteloos gemaak word. Vanaand gaan 'n aand soos geen aand ooit van tevore wees nie. En daar is baie spesifieke instruksies oor wat op hierdie aand in Egipte gedoen moet word. En dit alles sentreer om 'n lammetjie. So lees ons dan in Exodus 12. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê: hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand. En dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet.
Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitterkruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai, met kop, pootjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan, om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat julle moet vier. Ons lees net eers tot hier. Broeders en susters, gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, wat dit as die woord van die Here erken en glo, en wat dit as die woord van die Here gehoorsaam. Amen. Elke revolusie het 'n simbool nodig, wat mense saambind, wat mense in beweging bring. En hierdie revolusie in Egipte, meer as 3000 jaar gelede, is geen uitsondering nie. 'n lammetjie, 'n onskuldige, gebreklose, geslagte lammetjie, word hierdie simbool van die nuwe vryheid wat deur God se hand gaan deurbreek. In die harwar van oppak en gereed maak om die woestyn in te vlug, sê God vir hulle, stop net 'n oomblik. Slag hierdie lammetjie. Smeer sy bloed aan die deurkusyne en eet dan 'n ete saam. Hierdie lammetjie word die plaasvervanger, die een wat die plek inneem vir elke Joodse huishouding se eersgebore seun. Die ingrype van God wat die Egiptenare daardie aand gaan tref, gaan die Joodse huise verbygaan. En so sal die eersgeborenes van daardie huise gespaar word. Nou broers en susters, vir die mense van daardie tyd was die eersgebore seun eintlik die verteenwoordiger van die hele familie. Hy is eintlik die familie se simbool van hulle toekoms, van hulle voortbestaan. Deur die eersgeborene te red jy die hele gesin. Maar deur die eersgeborene se lewe te neem jy die voortbestaan van die hele familie eintlik weg. En dit gaan die farao later vanaand beleef. Maar die bloed van die lam aan die deurkusyn gaan die oordeel vir God se volk laat verbygaan. Maar voor dit sal gebeur, en voor die vlug na vryheid, is daar eers 'n ete. 'n Ete soos geen ander nie. Hierdie ete gaan so sentraal belangrik wees in die lewe van Israel, dat hulle kalenders daarvolgens moet bepaal. Hulle hele verstaan van alles, van hulle geloof, van hulle geskiedenis, van hulle eie lewens, gaan deur daardie ete gerig word. Daarom moet die nageslag van daardie gebeure af daar in Egipte, moet hulle leer wat daar gebeur het, en hulle moet jaar na jaar herinner word aan hoe God daar ingegryp het. En dit is eintlik ongelooflik, broeders en susters. Vir meer as 3200 jaar is dit presies wat gebeur. Is dit presies wat vanaand of môre reg oor die wêreld
in elke Joodse huis gebeur. 'n Herinneringsete aan daardie ingrype van God. So 'n onskuldige, gebreklose, geslagte lammetjie word die simbool van die ingrype van God. En die bloed aan die deurkosyne van Israel laat die doodsengel by hulle verbygaan en kan Israel se uittog begin na vryheid, na 'n lewe saam met God. En later in Israel se geskiedenis, soos wat hulle byna 700 jaar later in ballingskap sit, en soos wat hulle 700 keer reeds hierdie uittog en die verlossing wat God gegee het, gevier het, dan kry hierdie gebeure 700 jaar later 'n nuwe funksie. Want die profete begin vertel van 'n nuwe uittog wat daar vir God se volk wag. Maar die keer gaan dit groter wees. Die keer gaan dit breër wees. Die keer gaan dit baie meer insluitend wees. Want die keer gaan dit nie net oor Israel se terugkeer uit die ballingskap uit nie. Daar gaan implikasies wees vir die hele mensdom en vir die hele skepping. Die profete besef dat die hele mensdom is eintlik vasgevang in 'n slawerny wat dieper gaan as wat daar in Egipte die geval was. Hulle besef dat die mensdom steeds vasgevang sit oos van Eden en dat hulle vasgevang is in die slawerny van sonde. Daar is weer, soos in Egipte, bevryding nodig, maar die keer gaan dit meer vra as net die bloed van 'n gewone lammetjie. 'n Messias, 'n gestuurde van God moet kom om daardie verlossing te bring. En as die profeet Jesaja hierdie Messias beskryf, dan beskryf hy iemand wat nie met mag en geweld gaan kom ingryp nie. Hy gaan 'n mens, 'n nederige dienskneg wees, wat lyding ken en wat veragting ervaar. Hy sê selfs in Jesaja 53 oor die Messias wat gaan kom: oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Soos 'n lammetjie gelei ter slagting. Net soos die paaslam daar in Egipte, so gaan hierdie gestuurde wees. Die Messias wat sal kom, gaan die nuwe paaslam word. Hy gaan die verteenwoordiger van die hele mensdom lei, en hy gaan die straf dra. Hy gaan vir die sondes van die mensdom deurboor word. Dis die enigste manier hoe 'n stikkende mensdom, wat hulle oos van Eden bevind, weer kan tuiskom, daar waar God hulle bedoel het om te wees. En broeders en susters, as ons dan van Jesus se geboorte lees, dan lees ons dat daar pertinent staan dat Maria haar eersgebore seun in die wêreld bring. En as Jesus met sy aardse bediening begin, dan wys Johannes die Doper na hom en hy sê: daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld dra. Met ander woorde, hy is die een waarvoor ons wag om die verlossing te bring wat God beloof het. En wat doen Jesus op die aand voor hy verraai en gevange geneem word? Hy eet die Paasmaaltyd. Die uittog herinneringsmaal vier hy saam met sy disippels. Maar al eet hulle al die voorgeskrewe disse, verander Jesus daardie herinneringsmaaltyd vir altyd. Hy vat die brood en hy sê:
Dit is my liggaam. Dit moet van nou af nie meer vir julle daaroor gaan om die ongesuurde brood wat die simbool is van die swaar kry in Egipte, om dit te onthou nie. Maar julle moet aan my en aan my liggaam wat vir julle gebreek word, moet julle dink. Onthou my. En hy vat die beker en hy sê, hierdie wyn staan vir my bloed. Van nou af as julle van hierdie beker drink, dan moet julle nie meer dink aan die bloed van die paaslammetjie daar in Egipte, wat die plaasvervanger vir 'n huisgesin was nie. Julle moet dink aan my, die ware paaslam, die plaasvervanger vir die hele mensdom, wie se bloed gevloei het. Jesus weet waarheen die aand se gebeure loop. Hy weet dat hy gearresteer gaan word, dat hy veroordeel gaan word en gekruisig gaan word. Hierdie keer gaan die verteenwoordiger van die mensdom, en dis presies wat die begrip seun van die mens beteken. Hierdie keer gaan hy nie gespaar word nie. Hierdie keer is die lam God se eie eersgebore, sondelose seun. En daar gaan geen ander plaasvervanger vir hom wees nie. Die beker gaan hom nie verbygaan nie. God, die seun, stap die pad van 'n onskuldige lam, gelei ter slagting. Hy dra die straf in die plek van die hele mensdom. Want dit is wat nodig is om die nuwe Exodus, die nuwe groter bevryding te bring. 'n Bevryding met kosmiese implikasies. Met die eerste Exodus is die bloed aan die deurkosyne van die Joodse huis gesmeer, om so bevryding te bring vir die Israeliete wat daar binne gewoon het. Met die tweede bevryding is die prentjie baie groter. As Paulus dit beskryf, dan sê hy in Kolossense 1, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. En in Grieks staan daar letterlik, hy is die eersgeborene van die hele skepping. God het besluit om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Paulus beskryf Jesus letterlik as die eersgeborene van die hele skepping. Net soos 'n huisgesin sy eersgebore seun die hele gesin verteenwoordig hierdie Jesus die hele skepping. En om hierdie skepping te verlos, gee hy homself, vloei sy bloed aan die kruis, sodat die vrede, sodat die shalom van God herstel kan word. Die keer is daar nie net bloed aan die deurkosyne van die huise van Israel nie. Die keer is daar bloed aan die deurkosyne van die heelal. Die seun van die mens, die verteenwoordiger van die hele mensdom, gee homself ook vir jou. Sy bloed vloei en die verlossing breek deur ook vir jou. Vir 'n wêreld en vir 'n mensdom wat hulle soms steeds oos van Eden bevind, kom Christus en wil hy die harmonie en die vrede kom herstel wat God se bedoeling van die heel begin af was. En my broeder en suster, maak nie saak waar jy jou vanaand bevind nie. Maak nie saak hoe ver of hoe naby jy God beleef nie, vanaand beleef nie. Maak nie saak hoe heel of hoe stikkend jou lewe mag wees nie. Vanaand het ons die geleentheid om soos daardie eerste disippels aan die eerste nagmaal deel te neem saam met Jesus. Jy het ook die geleentheid om te hoor dat Jesus se liggaam ook vir jou gebreek is. Sy bloed het ook vir jou gevloei,
sodat hy wat die verteenwoordiger van die hele mensdom is, as lam van God, ook vir jou die straf kan dra. Jy hoef nie meer jou tent oos van Eden op te slaan nie. Jy kan weer tuiskom by God en jy kan weer die bedoeling van God begin beleef in jou lewe. Daar is bloed aan jou deurkusyn gesmeer. Die straf gaan jou verby, want die lam is geslag en jou straf het op hom gekom. Dit is wat jy vanaand opnuut moet hoor en moet beleef hier aan die tafel. Amen. Here Jesus, ons het al soveel keer van tevore hier aan die tafel kom aansit. Ons het al soveel keer van tevore die brood en die wyn oor ons lippe geneem, sonder dat ons besef het wat U vir ons daardeur wil sê. Bewaar ons tog, o Here, dat ons vanaand weer hierdie voorreg mag beleef en dan net aangaan in ons lewe. Dat ons vanaand hier weer die tekens van U liggaam en U bloed kan ontvang en nie besef wat U daardeur vir ons wil sê nie. Maar ons vestig nie ons hoop op die uiterlike tekens van brood en wyn nie. Maar ons sien daarin raak die versoening wat U, Jesus Christus, vir ons bewerk het. Ons sien daarin raak
hoe U ook die verantwoordelikheid vir ons kant van die verbond met Abraham opneem. En daarom vra ons, voed ons, versterk ons, laat ons vanaand onthou en aan U dink. Amen. Broeders en susters, alles is gereed. Die paaslam is geslag. Die bloed is aan die deurkosyne gesmeer. Kom sit aan en kom proe die liefde van God vir jou. Kom beleef dat jy deel het aan sy verlossing. Jesus het die brood gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. As jy hiervan eet, dink aan my. Jesus het die beker geneem en gesê, dit is my bloed wat vir julle gevloei het. As jy hieruit drink, dink aan my.
Jesus het die brood gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. As jy hiervan eet, dink aan my. Jesus het die beker geneem en gesê, dit is my bloed wat vir julle gevloei het. As jy hieruit drink, dink aan my. Hierdie sal dan ons laaste tafel wees. Jesus het die brood gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. As jy hiervan eet, dink aan my.
Jesus het die beker geneem en gesê: Dit is my bloed wat vir julle gevloei het. As jy hieruit drink, dink aan my. Na afloop van die ete het Jesus en sy disippels die lofsang gesing, waarskynlik Psalm 118. En daarna het hulle na die tuin van Getsemane vertrek. Terwyl die disippels daar aan die slaap geraak het Jesus gaan bid, gaan worstel met sy Vader. En kom ons sluit ook ons aand af, deur saam die gebed te bid wat Jesus vir ons geleer het. Ons gaan die Onse Vader gebed vanaand staande, hardop almal saam sê. Daarna sing ons lofsang en gaan ons hier uit mekaar tot môreoggend. Kom ons staan en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.